Jy het dalk al in die lewe agtergekom dat alles in 1 sekond kan verander. Net so. Die lewe soos jy hom ken. Jou omstandighede of daai klein wêreltjie van jou of die sekuriteit wat jy het, iets gebeur en in 1 oomblik, 1 sekond verander alles. Dalk het dit al met jou gebeur, miskien kan jy daarvan getuig, daardie een WhatsAppie wat jy gekry het, of daardie een oproep, daardie een doktersverslag, of daardie een gesprek, het gebeur, en dan, net daarna is my hele wêreld nou deur mekaar, of anders, as wat dit ninne was. Ek sal in my lewe nooit vergeet, ek kan die oomblik, die plek, die reuk, die omgewing, toe ek die oproep kry van my kleinkind wat 'n brein gewas het, daai oomblik, in 'n sekond, en dan verander jou hele lewe. Niks is meer dieselfde. Verlede Sondag, baie ligter noot, is dit nou ook 'n gewone Sondag, en ek gaan na kerkhuis toe, dit was wonderlik om hier saam met die gelowiges te wees, die mooi woord hoor wat Sonja gebring het, en ek, die bakkie is elke Sondag sy vol goeders, dan moet ek hom nou eers uitlaai daar by die huis, en Rita is voor my uit, en ek klim uit die bakkie, en in 1 sekond gebeur dit. Daar's 'n geluid in my liggaam, en ek kan nie loop nie, daar staan ek. My vrou het snaakse gilletjies al binne in die huis gehoor, maar daar staan ek kan nie beweeg nie, en ek weet nie wat het nou hier ergens gebeur. En ek is in pyn, in 1 sekond. Nou het ek hierdie pyn, en dan dink ek, joh, dis nou great, want nou kan Rita die bakkie uitpak. Maar, dit was nie so. Dit was 'n moeilike dag en 'n lang nag, en ek het opgestaan, en alles is weer reg, so dokter, ons sal maar later praat, maar ek dink ek is okay. In 1 oomblik, en ons gaan nie by die kerk weg, en hoe gaan dit? Nee, het gaan lekker, gaan met jou, sien jou donderdag by die manne, of sien jou sonderdag by die kerk, of sien jou by die selgroep, en dit gaan mos nou net weer 'n normale week wees. Hoe lyk 'n normale week? Die waarheid is, dat alles kan in 1 oomblik verander. En die groot ding met verandering, dis nie noodwendig wat rondom ons gebeur nie, ek meen, dinge gebeur, en dit het 'n invloed op ons, maar dis wat hier binne gebeur. Want jy kan nou wegsteek, jy kan dit bære, jy kan probeer, maar ergens gaan dit uitkom in jou gedrag, ergens gaan dit uitkom in jou woorde, ergens gaan dit uitkom in die keuses wat jy maak, want iets het gebeur wat jou lewe verander, en jy kan dit net so lank wegsteek. En dis juist in die gedrag van mense dat ons sien, dat ons lewe maar in 'n redelike, kan ek die woord crazy wêreld, met 'n klomp snaakse mense, en mense wat snaakse dinge doen, want mense het ander maniere om hulle self uiting te gee aan hulle gedrag of hoe hulle voel. So, ons leef maar in 'n wêreld met regtig klomp snaakse mense. Ek kan 'n paar voorbeelde gee, en jy gaan met almal, gaan jy dalk bekend wees, maar mense steel kragkabels, en dan protesaksies omdat daar nie krag is nie, of mense breek infrastrukture af, en dan protesaksies omdat daar nie dienslewering is nie. Kan jy verstaan, ons het nogal 'n wêreld met redelike snaakse mense, daar's moord, en daar's doodslag, en daar's verkrachtings, en die lelikste dinge wat gebeur in ons wêreld, maak net jou nuusblaaie oop, en jy sien dit, en dis agteruitgang, en dit is verrotting, en dit is sleg, en dis lelik. Mense raak desperaat, mense is hopeloos, mense doen verskriklike dinge sonder om vir 1 oomblik te dink aan die gevolge wat dit op ander gaan hê. En dan praat ek nie eers oor oorloë en gerugte van oorloë en aardbewings en al die goed wat gebeur. As jy die nuus lees, gaan dit jou verstand te bowe, en jy vra miskien vir jouself, ja, ek wonder waar gaan hierdie eindig? Waarheen is ons op pad oor alles wat so verander? En dis nou nie dat ek nou vandag daai ou wil wees wat sê, hey, bel die polisie hier goed. Dit werk nogal as ek het gebruik. Maar ook as gelowiges kan ons ook nou nie ons koppe in die sand druk en sê, alles is okay nie. Môre oormôre gaan almal weer na die Here toe draai.
Almal gaan weer terugkom en hulle liefde vir God ontdek. Almal gaan weer verander. Moraliteit gaan 'n nuwe hoogtepunt bereik. Hy gaan sy spiraal opwaarts keer en dit gaan great gaan met ons almal in die politiek en die ekonomie en al daai goedertjies gaan net weer great word. Wat rondom ons gebeur is skrikwekkende realiteite. Dit is eenvoudig so. Ek het nou die oggend gaan gee ek my kar in vir 'n diens daar in Voortrekkerstraat en my lift is 'n bietjie vas in die verkeer en ek besluit toe, maar dan hardloop ek nou maar sommer tot daar by Willow Bridge want daar's koffie. En die skok as jy in die gebied beweeg en sien wat gebeur sommer net reg rondom jou. Ek het al hoe vinniger gehardloop. Want dinge is nie meer daar ver nie, is nie in ander plekke nie, is hier. Dis by ons. Is verandering. En in dieselfde asem leer die woord van die Here, ons God se kosbare woord, moenie bang wees nie. As jy nie na die preek geluister het en gaan soek hom, hy's op YouTube, paar weke gelede, moenie bang wees nie. En terselfdertyd is daar 'n rustigheid en 'n vrede in ons hart en vir die volgelinge van die Here, die disippels van Jesus, is daar 'n vrede wat ons verstand te bowe gaan, wat die wêreld nooit sal kan verstaan nie. So dis ander tye, dis vreemde tye waarin ons leef. En Jesus kom self, en ek hou van sy beskrywing, as wanneer hy self met ons praat oor die eindtye, die laaste dae, en hierdie tye wat ons in leef, dan maak Jesus 'n verklaring, en dis die eerste vers wat ek vir jou wil wys in Lukas 21, vanaf vers 26, en dan sê Jesus, die mense sal beswyk van vrees. Ons 'n Engelse vertaling, wat een plek sê, hulle sal, nee, dis nie Engelse vertaling nie, my Engelse vertaling, hulle sal uitpaas, hulle sal flou val, van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Jesus sê, daar sal mense wees wat van die vrees en die spanning van die goed wat in die laaste dae gaan gebeur, so erg geraak word daardeur dat hulle sal flou val. Maar dan sê hy, in die 28ste vers, dan sê Jesus, as hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. Dis wonderlike nuus. Ek het groot geword met 'n liedjie, ek dink is 'n ou evangelielied wat gesê het, o my siel wees bly, jou verlossing is naby. En die hemelse kleed sal jy dra, hou jou klere rein, want die koms van die Here is naby. Jesus sê, daar gaan mense wees wat so erg oor die spanning en die vrees van die laaste dae gaan leef, dat hulle gaan flou val daaroor, maar nie julle nie, as dit gebeur, as hierdie ding gebeur, is dit 'n great tyd om te besef, ons verlossing is naby, trek jou skouers terug, en die weermag het hulle dit altyd sê, stoot jou bors uit, lig jou kop op, en kyk vorentoe, beweeg vorentoe, want ons verlossing is naby. Jesus sê vir ons, is dit nie wonderlik nie, die sekerheid en die hoop wat ons het, omdat ons in Christus is. Maak die prentjie heeltemal anders al, is hy donker en lelik. En dis in hierdie moeilike tye wat ons opstaan, ons koppe oplig, vorentoe kyk, want ons weet, ons verlossing is naby. So, byvoorbeeld, as die dinge rondom jou, en in jou omgewing, en in jou werk, en in jou eie ekonomie, en jou wêreldjie in duie stort, dan reageer ons anders. En jy moet nou mooi daaroor dink, en dis maklik om daaroor te praat, maar die realiteit daarvan is heel anders, want this world is not my home. Ons is net tydelik hier. Ons het 'n ewigheidsperspektief saam met God. Ons is net tydelik hier, so die goeders gebeur, die omstandighede gebeur, reg rondom en met ons, en in ons omgewing, maar ons het iets anders om na uit te sien, want ons het 'n verlosser wat sê, die verlossing is naby, as ons hierdie goeders sien gebeur. Paulus sê, vir my, al hierdie omstandighede, dis fine, want as ek leef ek vir Christus, en as ek sterf, is dit 'n wins, want dan sê ek by Christus. Paulus sê nie Christus is deel van my lewe nie. Paulus sê Christus is my lewe. En as ek lewe, wil ek vir hom leef. En hierdie goed gaan my nie so raak nie, maar as dit my nou so raak tot by die dood toe, as ek kan sterf, dan gaan ek in elk geval na hom toe. Gaan ek by hom wees. So, hoe kan ons as gelowiges dit regkry om skouers terug, bors uit, kop op te lig, vorentoe te kyk?
in moeilike tye. Ons ken die einde van die storie. Ons weet wat ons verlosser vir ons gesê het. En dis ook hoe ons die lig in 'n donker wêreld is wat agteruit gaan, wat al hoe vuiler raak. Ons fokus op ons verlossing wat naby is. En dit verander ons perspektief na ewigheidsperspektief. Ek het onlangs, wel nie onlangs nie, so hele rukkie terug, het ek 'n TV-series begin kyk. Moet hom asseblief nie probeer kyk. Sy naam is Homeland. En daar's so 'n rooikop akteur daar en hy werk vir die weermag, Damian Lewis, hy's 'n soldaat. En is verskriklik spanningsvol. Want hy gaan nou, ek gaan net 'n bietjie TV laat kyk. Nou hy gaan nou in hierdie gevaargebied in en daar's mense wat hy moet red en die spanning is baie erg en my popcorn is klaar en my naels is opgeëet want ek weet hy moet nou ingaan en daar's net 5 minute oor, dan gaan hierdie program ook nou klaar wees en dan radio hy in en sê julle moet kom help. Ek weet nou om in te gaan en al die mense te gaan bevry wat daar binne vasgevang is en ek sal hulle kan red, maar ek gaan nou in, ek kan nie vir julle wag nie, maar hulle kan nie binne 5 minute daar wees nie en dis verskriklik en ek weet want ek het die beeldmateriaal gesien, al die mense van die ander magte is aan die ander kant, hulle gaan vir hom doodmaak en die spanning is my te erg want daar's nie genoeg tyd nie. Hy gaan dit nie alleen kan maak nie en dan ewe skielik sit ek agteroor en dan besef ek hierdie is season 2. Daar's 8 seasons. My kinders kyk al season 4 en ek weet hy leef nog. En dan is die spanning ook nou maar weg, hou ook nou maar opkyk. Ek doen dit gereeld, dan kyk ek die heel laaste een. En dan sê ek nou tevrede, want ek het nie al die tyd gemors nie. Maar so daar's daai spanning, en ek kyk op 'n ander manier, want ek weet ek gaan okay wees. Miskien is dit hoe ons Christene moet leef. Volgeling, ons weet ons gaan okay wees. Ek weet ek gaan by hom wees. Ek weet ek is sy eiendom. Ek weet ek is sy kind. Ek ken series 3000, 3 miljoen gaan nog kom, want ek is syne. Daar kom 'n dag, waar daar geen trane meer gaan wees nie. Waar daar geen hartseer meer gaan wees nie. Geen seer, geen huil. Want ons gaan by ons Skepper wees. Ons gaan saam hom wees, saam met hom wandel, saam met hom sit in hemelse plekke. Daar kom so 'n dag. So slegte dinge gaan in hierdie lewe gebeur, maar ons weet daar is meer en ons perspektief is anders. 'n Ewigheidsperspektief. Al kan enigiets in 'n oogwink verander. Ons ken hom en ons weet ons verlossing is naby. So as ek nou na die wêreld kyk en alles wat in 1 sekonde kan verander, wat maak dit eintlik regtig saak? Ek en jy is tydelik hier. En hoe ouer ek word, hoe meer kom ek agter hoe kort is die lewe, né? Jy kan daarvan gelees ook in die Bybel. Dawid skryf daaroor, Psalm 103. Hy's nie op die skerm nie, maar hy praat van die lewe is so mooi, maar dis eintlik maar soos gras wat verdor. Was gister daar, môre is dit nie meer daar. Petrus skryf daaroor. Jesaja skryf daaroor in Jesaja 40. Hy sê dis mooi ja, maar as God sy asem daaroor blaas, is dit weg. Ons het nou daai liedjie gesing van die asem in my longe, wat jy nou almal in hierdie saal gebruik asem. Jy kry dit van God af. Soewereine God en hy besluit wanneer dit klaar is. Dis so gou. Vir my is Jakobus se beskrywing, Jakobus 4 vers 14. Hy sê die mens is soos 'n damp. Is dit weg? So sien as ons met daardie perspektief nou dink, okay, nou bekommer ons oor alles wat hier aangaan in die wêreld wat agteruit gaan in die ekonomie en die politiek en al daai goedertjies en ek spandeer al my energie en al my tyd om daaroor te bekommer, maar eintlik kan ek dit op 'n heel ander plek. Wat maak saak? God se woord maak saak. Sy woord is lewend, God se woord is lewend, dit verander my lewe, my verhouding met hom het betekenis, want dit is ewigheid vir my gesterf, ek behoort aan hom, ek is sy eiendom, ek is tydelik hier met 'n opdrag om disippels te maak, maar dan gaan ek by hom wees. Hy is myne, hy is my koning, hy is my verlosser, en my lewe is toegewy aan hom.
En as ek die Bybel reg lees en verstaan, dan weet ek my redding, my en jou redding kom van Jesus Christus, die enigste weg na die Vader. Dit kom en gebeur as gevolg van die kruis, dat hy vir my gesterf het, dat hy vir jou gesterf het, en jou so lief gehad het, dat hy nie wil hê jy moet verlore gaan nie. En dat hy alles gedoen het om ons te kom red. En daar's niks dat ek en jy kan doen om dit te verdien nie. Behalwe dat ons na hom toe gaan en sê, Here, ons het U so nodig. As ek reg verstaan, die mense wat hemel toe gaan, wat by Jesus gaan wees, is mense wat hulle vertroue, hulle alles, hulle toewyding, hulle hart, hulle lewe in hom gestel het en sê, Here, hier is ek, my lewe wil ek vir U gee. Dis mense wat volgelinge is, wat sy disippels is. Maar, 'n baie groot maar vanoggend, wat jy moet hoor. Wat ek ook in die Bybel sien is, mense wat hulle vertroue in die Here stel en mense wat 'n toegewyde lewe lei vir Christus. Hulle lewe gaan radikaal anders lyk. So mense wat die pad saam met Christus stap, se lewe gaan verander. Dit gaan anders lyk. Dit kan nie dieselfde bly. Want jy was dood en nou is jy lewend. Jy was deel van die koninkryk van die duisternis, waar dit donker is en lelik is, en nou is jy in die lig. Jy was blind, en nou kan jy sien. Jy was sonder God, en nou is God in jou. Kan ons nie dieselfde wees nie. Kan nie dieselfde bly nie. Kan nie dieselfde ou gewoontes hê en die goedjies maar net op dieselfde manier doen nie. Ek moet dit nou anders doen, want ek het 'n hele nuwe lewe, 'n nuwe koninkryk, 'n nuwe koning, en sy naam is Jesus Christus. Alles kom verander wanneer ek die pad saam met Jesus stap. Paulus is daar by Tessalonisense, skryf hy vir hulle, en hy sien hulle, hy ontdek hulle daar in hulle blyplek, en hy sê, ek sien julle het verander, julle het glad nie meer die ou lelike gewoontes wat julle gehad het nie. Julle is nou mooi, julle is nou nice, julle is vriendelik met mense, julle behandel hulle goed, julle is lief vir mense, julle is lief vir God. En Paulus sê, moet net nie ophou nie, hou aan om te verander, want dis wat Christus wil hê. Maar, ek het 'n bekommernis, en 'n besorgdheid, want ek sien mense van die kerkmense, waar daar geen verandering gebeur het. Wie maar nog dieselfde is, goeders op dieselfde manier doen, dieselfde manier praat, dieselfde manier leef, ander mense dieselfde manier hanteer. En dan vra ek die vraag, waar is die verandering wat moes gebeur het? Van lig na duisternis, van sien en nie kon sien nie. Miskien sê jy, okay, alle veranderinge hoef nou ook nou nie so erg te wees nie. Ek het verander en daar diep binne my is daar ook, ek het ook vruggies, ek steek hulle weg. Myne is maar net soos 'n myner, baie diep onder die grond. Maar hulle is daar, jy het hulle net nie raak gesien nie. En dan probeer ek kyk na die dinge en ek kyk na God se woord en dan sien ek, maar dit staan nie ergens in die Bybel dat dit nou kan weggesteek wees of dat ek nie vrug dra wat by die bekering pas nie, of dat mense nie my lig sien nie. Ek sien dit nie in die woord van God nie. En dan lees ek nou Matteus 7, wat nou eintlik vandag ons skrifvers is. Jesus is self aan die woord. En hierdie gedeelte, vir die eerste keer in my hele bediening, preek ek vandag oor Matteus 7. Maak my baie benoud en dit maak my baie, ek wonder. Ek het 'n paar keer gedink, ek gaan nou vir julle lees, ek het 'n paar keer hierdie week gedink, en van mense naby aan my weet dit, ek wil eerder vandag se preek kanselleer. Ek meen, is vroue maand, kom ons drink tee, en ons hou koeksistertjies of so ietsie, maar ek is bietjie, hierdie is rof. Maar een ding weet ek verseker, dat dit is wat God beplan het vir vandag. Ok, so ek bring wat die Here op my hart gelê het, en ek kom dit met jou deel. Matteus 7. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan,
maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie. En dan sal ek openlik, dis God wat praat vir hulle, sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af. Julle wat die wet van God oortree. Sjoe. Ek weet nie wat gebeur in jou hart wanneer jy dit lees nie. Maar as ek dit lees, dan hoor ek, so daar's mense wat aan die einde by God gaan kom, kerkmense, mense wat saam ons bid, saam vir mense gebid het, duiwels uitgedryf het, lekker liedjies gesing het, gegee het, pakkies gepak het, vir die dames gegee het, gehelp het, vir iemand anders te gebid het, wat gaan kom en sê, okay, great, Here, hier is ek. En dan sê Jesus, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. En dit maak my bietjie benoud, want het ons dit dan ergens verkeerd verstaan? Ek is dan in 'n Christelike huis, het ek groot geword, in 'n Christelike familie, ek het in die kerk groot geword, ek het ergens my hand opgesteek en sê, ja, ek gaan ook hierdie pad stap, of ek het agter iemand aangebid, of ek is aangeneem en voorgestel, ek het belydenis afgelê, my attestate, my papiere is by die kerk, ek gaan kyk op harmoniese register, dis daar, ek het lidmaatskap by die kerk, en dan soek ek dit in die Bybel, of daai hand opsteek, of lidmaatskap by die kerk, ergens staan nie daar nie. Want Jesus het dit nooit gesê nie. Hy het nooit daaroor gepraat as hy praat oor ons verhouding met hom. Wat ek wel in die woord van God kry, is dat Jesus het gesê, verloon jouself. Dit staan in die Bybel. Wat ek wel in die Bybel kry, is Jesus sê, neem jou kruis op elke dag. Lê hierdie lewe af, volg my. Met toe, dit staan in die Bybel. Wat ek in die Bybel kry is, bekeer jou en laat jou doop. Dit staan hier, baie duidelik. Wat ek hier kry is, dat die Here vir my sê, ek moet sterf van hierdie lewe, en dit wat ek graag wil hê, en wat ek heeltyd wil doen, en wat vir my belangrik is, ek moet dit alles neerlê, en hom alles in my lewe maak. Dit staan in die Bybel. Wat ek hier kry is, dat ek 'n geesvervulde lewe moet lei wat getuig van wie Jesus is en sy gees wat in en deur my werk. Wat hier staan in die Bybel is dat ek 'n heilige lewe moet lei voor God en voor mense. Dit kry ek in die Bybel. Ek kry in die Bybel dat ek vir God moet lief wees met my hele hart, krag, siel, verstand, alles en vir mense. Nou, vanoggend op pad na Harmonie toe, dan dink ek nou daar by myself, ek en Rita gesels so 'n bietjie en dan praat ons oor die oggend en ek sê, Here, ek is so lief vir hierdie mense, ek's regtig lief vir julle almal. Want baie keer het ek die name verkeerd en so aan, maar ek's regtig lief vir julle. Kan dit nie makliker wees as dit nie? En dan besef ek, maar dis juist omdat ek regtig lief is vir julle. Daarbo almal in die donker ook. En daar agter. Dat ek nie kan stil bly oor die waarheid nie. Dis God se woord, dis wat daar staan. En glo my, die hele week, 2 weke, 3 weke, wat ek daarmee besig is, moet ek self die vraag antwoord. Moet ek self gaan boeke vat en kyk na my verhouding met die Here. Hoe lyk dit? En dan vra ek hierdie vraag vanoggend. Ek gaan hom sommer vir jou in 'n paar tale gee. Maar hierso is hy in een wat jy dalk goed verstaan. 'n Eenvoudige vraag. Is jou verhouding met die Here, is dit eg? Is it real? Ek het hom vir jou in Duits ook. Is das echt? Nakke, nee. Dis Sotho. Nee, maar hoor gou. Is jou verhouding met God reël? Het jy 'n verhouding met hom? Het jy regtig 'n verhouding met hom?
Ken jy hom? Ken hy jou? En jy kan net self daardie vraag antwoord. Niemand kan hom namens jou antwoord. Want dis jou verhouding met hom. En jy weet, jy gaan weet dat dit gebeur het. Want as jou gees wederbaar is dit jou gees, wat met sy gees, dieselfde gees, en jy roep uit, Abba Vader, U is myne. Ek weet, U het my lief, ek weet, U seun het vir my gesterf, ek weet, ek behoort aan U, dat U my dier gekoop het deur die kosbare bloed, ek is die eiendom. Ek begeer om elke dag tyd met U te spandeer. Ek begeer om my lewe so te leef, dat U lig deur my skyn, dat ander sien en hoor en smaak en proe, dat die Here goed is. Ek is sy eiendom. Ek behoort aan hom, hy gaan my herken, hy weet wie ek is. Kan jy dit sê? Kan jy dit uitroep? Het dit gebeur? Staan jy in verhouding met ons koning? Ons het vanoggend 2 liedjies gesing, hulle woorde is nogal baie naby mekaar. Daar is niemand soos U nie. Wat doen dit in jou hart? Verstaan jy daai verhouding, dat hy soewerein God, daar is niemand soos hy nie. En hy wil in verhouding met jou staan. Hy wil hierdie pad stap. Kan ek nog 'n bietjie verder gaan? Matteus 7. Miskien sal jy onthou, my oupa het een gehad en ek het ook self een gehad. Daar was baie van ons ouer mense die prentjie in die huis gehad van die 2 weë. Die groot breë pad, die skildery het so gelyk. So daar was 'n prentjie nou van baie mense op 'n breë pad. Is 'n lekker pad. Almal lyk happy, dis mense wat dans en te kere gaan, en nou sê ek nou nie dans is sonde nie, asseblief, gou my prentjie net. Mense is happy, almal juig hierdie kant, en daar's baie, almal is op baie paadjie, en die skildery was so, aan die ander kant is daar 'n nou paadjie, bitter min mense, en frankly, dit lyk nie baie lekker om daarop te wees nie, maar uit die kruis, en uit Jesus, ek het ook so skildery gehad. Die breë kant, die groot kant, waar almal happy is, dit lyk so great, want almal is daar. Almal doen dit, so dis seker die regte plek om te wees, die massas is daar. Maar as ek kyk na die volgende skrif, weer eens, Jesus aan die woord, en dis nie iemand wat kommentaar lewer oor Jesus se woorde nie, dis Jesus wat self praat, en hy praat oor 2 poorte, 2 weë, en 2 bestemmings. Matteus 7 vers 13. Kan ek dit vir ons lees? Op die skerm, jy kan my volg. Jesus self aan die woord, hy sê, gaan deur die nou poort, in die poort wat na die verderf lei is wyd, en die pad daarheen is breed. Hoor gou net, jy moet dit optel, wat na die verderf lei is wyd, en die pad daarheen is breed, en die wat daarheen ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarheen smal, en die wat dit kry, is min. Ek het hom in Engels ook, ek gaan hom net in Engels doen. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad and easy to travel is the path that leads the way to destruction and eternal loss. And there are many who enter through it. But small is the gate and narrow and difficult to travel is the path that leads the way to life, everlasting life. And there are few who find it. Ek weet nie man laas het jy die versie gelees nie, maar sjoe, Jesus se woorde self. Daar's 'n smal pad, en ons gebruik dit so baie in, sommer net in gesprekke, jy moet weer op die smal paadjie kom. Hy bly af van die breë pad. Ons praat mos gemaklik daaroor. Daar's 'n smal pad. Jesus sê, dis 'n moeilike pad. En min vind dit. En Jesus sê, daar's 'n breë pad. Lekker, maklike. Almal is daar. Die massas is daar. Die massas is mos altyd reg. Hulle is almal daar en is maklik om daar te loop en baie mense gaan daar wees. Die meerderheid was net nog nooit reg nie. Jy kan in die Bybel gaan kyk, jy kan in die geskiedenis gaan kyk, die massas was eintlik nooit reg nie. Wees versigtig vir populêre goeders,
die doen goeders, die sê goeders, selfs in die kerk. Dit klink soos die aanvaarbare goeders, maar die hartseer is, die waarheid is, die regte goed, die waarheid is nooit populêr nie. Die waarheid is, dis moeilik om daarby te kom, daar's min mense, die pad is smal. Die pad na die verderf is breed, en daar's baie mense wat daarop loop. En hoor gou, in ons lewens, hier is baie belangrik, want dit gaan jou help met jou perspektief. In ons lewens, 2026, is die breë pad nie gemerk hel nie. Hy's gemerk hemel. Dis soos daai Tom and Jerry movies, né? Ons almal het dit al ergens gesien. So die pad eindig daarvoor, daar's 'n afgrond en dan kom Tom of Jerry, ek weet nie wie sit nie, dan ruil hulle die bordjies en sê hulle take this way. En dan is dit nou nie, want daar, en dis wat gebeur het, by ons is die, en jy gaan met my saamstem as jy dit hoor, die aanwysings is verkeerd, dit sê die breë pad is die een wat hemel toe gaan, hy's gemaklik, hy's eenvoudig, dit kos jou niks nie, jy kan 100% net, jy kan jy wees, jy kan doen wat jou gelukkig maak, jy kan net lekker lewe, dis lekker op die breë pad, op pad hemel toe, en kyk maar rondom jou, jy's nie die uitsondering nie, almal doen dit. Die massas volg dit, sê dis seker reg. Was jy al ooit by 'n begrafnisrede wat enige een nie hemel toe gaan nie? Almal gaan hemel toe, almal is op 'n beter plek. Die bordjies het ergens gedraai. Iemand het dit gedoen. Wat sê Jesus? Jesus sê die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarheen is smal, en die wat dit kry is min. Sjoe, ek moes diep dink hierdie week. Ek moes weer diep gaan hartsondersoek instel oor my eie verhouding met die Here. Waar staan dit? Hoe lyk dit? Want Jesus sê, dit is moeilik. En daar's min. Maar hy wil ons almal daar hê, hy wil nie dat een verlore moet gaan. Dit is baie makliker in vandag se lewe to go with the flow, net om saam met die stroom te gaan. Maar 'n baie persoonlike groot vraag vir elkeen vandag, vir myself. Op watter pad loop jy saam met die Here? Op watter pad is jy? En onthou nou, ek vra nie, as jy 'n Christen het, jy in die kerk groot geword, waar is jou lidmaatskap en gee jy tiendes nou, ek vra nie daai goedes nie, ek vra, op watter pad loop jy en watter verhouding met Christus staan jy? Is ek op die pad waar my lewe verander, iets het gebeur, ek verander, my leefstyl het verander, my karakter het verander, my verhouding teenoor mense het verander, ek was blind, maar nou kan ek sien, hy het my nuut gemaak, I'm a new creation, I'm a brand new man, old things have passed away, I'm born again. Ek sy kind, en almal gaan dit weet, want mens kan sout proe, en mens kan lig sien. Jesus sê, daar's 2 paaie, 2 poorte, en 2 eindbestemmings. Die ongemaklike waarheid is, baie mense op 'n pad loop, as baie mense daar is, beteken dit nie, dat dit die regte pad is. En daarom kan nie ek nie, en ook nie enigiemand anderste, namens jou die vraag antwoord nie, jy moet dit self antwoord. Waar staan jy met Jesus? Ken jy hom? Staan jy in 'n persoonlike verhouding met die Seun van God? Verstaan jy wat die kruis en die sterwe van Jesus vir jou gedoen? Verstaan jy iets van hierdie lewe saam met Jesus? Wil jy sy wil doen en wil jy by hom wees? Wil jy vir hom lief wees? Wil jy saam met hom wees? Wil jy in sy teenwoordigheid wees? Wil jy sy naam groot maak? Wil jy hom soek met alles in jou? Die vraag is nie of alles rondom ons in ons wêreld verander nie. Ons weet dit verander en dit word waarskynlik slegter. En ons weet dat ons wêreld in 1 sekonde nou, hierdie oomblik vanmiddag, kan alles verander. Wat jy vandag moet beantwoord is, het Jesus jou al verander? Het dit al met jou gebeur in jou verhouding met hom? Verander jy nog steeds daagliks? As jy aan die brand vir Jesus, as jy lief vir hom, weet ander jy behoort aan hom, getuig jou lewe daarvan.
Die ewigheidsingesteldheid vra nie, waarheen is die wêreld op pad nie. Want ons ken eintlik maar daai antwoord. Maar dit vra, waarheen is ek en jou op pad? Ek maak klaar. Jesus het nie gesê, daar's baie paaie nie. Hy het gesê, hy is die enigste weg na die Vader, né? Jy kan net deur Jesus Christus by die Vader uitkom. Hy het gesê, gaan deur die noupoort. Hy het gesê, dit gaan moeilik wees. Hy het nêrens gesê, dit gaan great wees. Dit is great, maar hy het gesê, dit gaan moeilik wees. Dit gaan uitdagings verg. Dit gaan vir jou verg om aan hom vas te hou. Dit gaan van jou verg om elke dag te sterf en vir hom te leef. Kies die regte pad. Kies Jesus. Hy sal voorloop. Sy arms is oop. Matteus 25, ons daar nog in Matteus, 21ste vers, laaste versie, dankie Lindy. Sê, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, kom deel in my vreugde. Vriende, die hele evangelie gaan oor God se liefde vir ons. Dat hy sy seun gestuur het, om vir ons te sterf. En dat sy genade onbeskryflik groot is. Maar is 'n uitnodiging wat 'n antwoord soek. In Openbaring sê, ek klop by jou deur, ek wil inkom, ek wil saam met jou 'n feesmaal hou. Maar dit gebeur in verhouding, dit gebeur, ek ken hom, hy ken my, ek is op die regte pad, hy is my verlosser, hy is my saal, hy is my koning, my hart en my lewe en alles getuig daarvan. In my hart is daar 'n lied van dankbaarheid, want hy is my God. Ek gaan eindig met my boodskap hier. En ek weet, dit het met my gebeur en ek weet dit gaan met jou gebeur. Gaan dink, gaan praat met die Here. Gaan doen 'n bietjie ondersoek weer in oor jou verhouding met die Here. Waar staan jy? Het jy by daai plek gekom? Het dit verander en verander jy steeds om meer en meer soos Jesus te wees? Hemelse Vader, ek weet dat U deur die Gees elke hart vanoggend besoek. Want U het ons so lief, en dat U vanoggend kom vra of ons op die regte pad is, of ons in verhouding met U staan. Dankie vir die werk wat die Gees in ons harte sal doen. En dankie vir elkeen wat hoor wat U sê. Dankie vir elkeen wat verander om meer en meer soos U te wees. Gaan asseblief met ons, Here, ons lewe kan in 1 sekond verander. Mag ons dan reg verstaan hoe die ewigheid lyk en hoe ons keuse lyk saam met U. Word in en deur ons lewe verheerlik in Jesus naam. Amen. U gaan in die vrede van die Here.